Nou goed, welkom by hierdie tweede video van Oppositional Defiant Disorder. Die vorige video het gegaan oor wat dit is en wat die basiese goed is wat 'n mens voor kan kyk. Die tweede videoetjie gaan oor medikasie en dan nog 'n paar ander goed. Dis net belangrik om agter te kom of om te noem dat adolessente meer geneig is om hulp te weerstaan en te sien dat hulle nie noemenswaardige probleme het nie. Hulle sê ek het nie 'n probleem nie, so ek het nie nodig om enige medikasie of enige pille of vir enige behandeling te gaan nie. So ja, vrae word dikwels gevra oor die effektiwiteit van medikasie vir adolessente met gedragsprobleme. Ongelukkig is daar geen gedokumenteerde studies om die gebruik van farmakologiese middels, dit wil sê medisyne, alleen in die behandeling van gedragsversteurde populasies te regverdig nie. So daar is nie regtig studies wat sê kinders wat opposisioneel is, hierdie medisyne vir hulle gaan help nie. Alhoewel sekere mense soos Stewart en Zawodnik stel voor dat medikasie die nuttigste is in 'n aanvulling tot behandeling vir hierdie toestande. So wanneer 'n gedragsversteuring saam met ADHD of depressie voorkom, moet medikasie oorweeg word om die twee se simptome as 'n versteuring te behandel en te verlig. Die beste manier om hieraan te werk, om die toestand te verbeter, is om maar net aan te gaan met sielkundige behandeling, of welstandsbehandeling, of wat jy dit ook al wil noem. Nou ja, die psigostimulante, dit wil sê medisyne soos Ritalin, is die mees voorgeskrewe medikasie in kinderpsigiatrie. Wanneer dit reg aangewend word vir ADHD-simptome, verminder dit dikwels hiperaktiwiteit, impulsiwiteit en afleibaarheid. Antidepressante is nuttig in situasies waarin depressie gepaard gaan met aggressiewe gedrag. In 'n onlangse oorsig van die psigofarmakologie van aggressie by kinders en adolessente word gerapporteer dat lithium nuttig kan wees om aggressiewe gedrag te help bestuur. Daar is bevind dat lithium effektief is in die vermindering van plofbare gedrag in 'n antisosiale kind. Terwyl dit wys op dat alhoewel lithium belofte inhou vir die behandeling van gedragsversteurde gedrag, die langtermyn gevolge nog steeds onbekend is. Wanneer medikasie aangedui word, is daar verskeie waarskuwings. Gedragsversteurde jeugdiges kan huiwerig wees om medikasie te probeer, omdat hulle bang is dat die pil hulle sal beheer. Hierdie voortdurende vermoede kan hul nakoming van die behandelingsproses belemmer. Gevolglik is dit belangrik dat die ouers die pasiënt se gebruik van medikasie monitor en in die geval van koshuise, dat die koshuis seker maak dat die kinders hulle pille drink. In werklikheid kan die ouers self bedenking hê oor die gebruik van medikasie. En hulle is soms bekommerd oor verslawing, neeweffekte en die nadelige reaksies wat medikasie op hulle kinders kan hê. Nou hierdie kwessies moet aangespreek word voor die dokter die pille voorskryf. Oor die algemeen moet gedragsgesins en ander verwante besprekings gedoen word voor die medikasie voorgeskryf word en kan nie regtig in isolasie gedoen word nie. Die ouers en die kinders moet almal saamstem, want anders kan jy 'n geval kry wat, soos wat ek vroeër genoem het, die kind glo die medisyne of medikasie gaan hom of haar beheer en die ouers is bang vir neeweffekte. So dit is sover wat medikasie aangaan. As julle wil aangaan om die reeks oor ODD te volg, subscribe asseblief hieronder, want ek kan nie, ek het 'n hele klomp mense wat daarna wil kyk, maar ek kan nie elke keer 'n reminder uitstuur vir iemand om te sê, daar is nou 'n nuwe video nie. As jy subscribe, dan sal, wanneer daar 'n nuwe video uitkom, sal dit onmiddellik vir jou notify daarvan. So dit maak my job net makliker, as wat ek nou vir 40 mense moet sê, hier's 'n nuwe video, hier's 'n nuwe video, hier's 'n nuwe video. Alright julle, ons praat verder, lekker dag verder, en dan maak ons die volgende een.